Ons het vanmôre die voorreg om te gesels met twee mens moeilik om te sê stemkunstenaars. Ons praat hoofsaaklik oor oorklanking. Nou as jy mooi onthou, is daar in Suid-Afrika 'n groot tradisie van oorklanking. Daar was wat Disney hiernatoe gekom het om ons manier van oorklanking te gebruik vir hulle Disney movies. So ons het 'n redelike sterk tradisie van oorklanking in Suid-Afrika omdat ons die mense was wat weet hoe om te doen. Nou dinge redelik digitaal geraak en niks meer is undubbable nie. Jy kan enigiets oorklank en ons praat vandag spesifiek oor die nuwe reeks Landman wat jy nou op Kyk Net of net gesien het. Jy gaan hom op Kyk Net sien as Landman in Afrikaans. En ons selfs môre met die twee stemkunstenaars De Wal Stemmet. Interessant hoe daai daarin werk. En Natasha Jacobs. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Lekker om julle by ons te hê vanmôre. Baie dankie dat ons hier kan wees. Hoor, julle is verteenwoordigers van 'n lang tradisie in Suid-Afrika. Waar het julle geleer? De Wal, waar het jy geleer van oorklanking? Waar het jy geleer van hoe werk dit? Hoe werk die mond? Dit moet soos die prentjie lyk en al daai goed. Man, ek het al op 'n baie jong ouderdom, hierso wat 5, 6 jaar oud het ek al begin oorklank, kon nog nie eens ordentlik lees nie. Wie het jou gesleep na die oorklankingsakademie? My pa. Vertel ons. My pa is al jare, hy was betrokke by die Wie is jou pa? François Stemmet. François Stemmet. By die heel eerste produksie wat ooit in Suid-Afrika oorgeklank is. As stemkunstenaar, regisseur en al daai tipe dinge. So deur met sy invloed het ek op 'n baie vroeë ouderdom het ek betrokke geraak met dit. So ek moes dinge was heeltemal anders geweest daai tyd hoe dinge gedoen is by die SAIK. Ja. Maar ja, so dis nou al 'n hele paar jaar. Dit maak dit wat nou 44 jaar. En nou is jy Landman, die nuwe Landman in Afrikaans, se regisseur. Dit is so, ja. Ja, jy sien dis al 'n bietjie sirkel wat klam maak, nee. Jong, ja, dit is. Ag, ek het al lankal gedink ek wil betrokke raak met die regiekant ook en dit is ontsettende voorreg geweest veral met 'n produksie soos hierdie. Ek meen Landman, almal ken Landman. Dit is ontsettend groot. So. Jy sê nou almal ken Landman. Is daar so 'n bietjie druk omdat jy weet mense ken die Engelse weergawe en is redelik nuut geweest onlangs te sien om seker te maak, okay, die weergawe wat ons al by sit, ons moet perform. Verseker. Kyk, die ding is omdat mense dit al gesien het en hulle weet presies wat aangaan en dis huge en hulle love die karakters. Nou is jy in 'n posisie waar jy gaan, alright, mense hou al klaar daarvan, maar gaan hulle van my interpretasie hou. Maar die feit van die saak is dit gaan nooit dieselfde klink nie. Ja. Dit kan nie, dit is onmoontlik. Ons is nie daai akteurs nie. Ons klink nie so nie. En dis in Afrikaans. So daar gaan definitief mense wees wat 'n bietjie goed gaan sê wat probably negatief is en dis ook okay, want jy hoef nie van alles te hou nie. Maar daar gaan mense wees wat baie lief gaan wees daarvoor, ek weet dit. Almal wonder. Dis niemand vra niemand is. Jy mag dit nie vra op TV nie. Ek gaan net maar vra. Daar's 'n verskriklike klomp kroegoeters wat gebeur in Landman. Daar is behalwe van die tonele, wat die fisiese goed wat gebeur, is daar die taalgebruik is 'n bietjie rof op plekke. Wat gebeur in 'n Afrikaanse weergawe hiervan? Mense moet tog sekerlik maar so bietjie redigering. Kyk, ons het wel hier en daar so 'n bietjie meer versagtende woorde gebruik, maar op die einde van die dag jy verloor die impak van 'n toneel, jy verloor die impak van die situasie. Die oomblik as jy nou sagte woordjies wil gebruik. As die toneel dit regverdig. Ja, presies. So en dit is hoe ons daarbey aangepas het. En 'n simpel voorbeeld is as iemand nou regtig waar sy vinger moet raakslaan met 'n hamer, gaan hy nie net sê o, jene nie. O, genade. So 'n mens moet dit realisties hou. Die hele reeks is baie graphic ook in daai sin. Maar dit beeld dit uit. Dit is 'n absolute realistiese uitbeelding van die olie-industrie en alles wat dit behels. Die tipe mense, hulle karakters, hulle omstandighede, die hitte, die gevaar en alles waarmee hulle moet deel op 'n daaglikse basis. So mens kan dit nie soos wat hulle sê in Engels sugarcoat nie. Ja. En met die vertaling na Afrikaans toe het ons ook nie. Ja, veral nie met karakters soos Tommy en Tommy. De Wal, jy speel Tommy in sy karakter, nee? Ek doen yes. En jy speel daai blonde gevaar. Ja. En sy's 'n gevaar. Ja, jy's haar stem. Hoe speel 'n mens daai blonde gevaar se stem, Angela se stem? Begin 'n mens luister na die spraakritmes, begin na die manier hoe sy klanke vorm. Wat doen 'n mens? Ja, in die eerste plek, jy weet, dit vat nie vir my baie om van hero to zero te gaan nie, van zero to hero te gaan nie. Ek baie vinnig. So ek verstaan haar. Toe ek gaan vir die audisie, want jy moet audisie. Dis nie net 'n ding van okay, nou doen jy dit nie. Want it's a skill.
daar's baie wat aangaan. So, hulle het vir my gevra, toe dog ek, moet ek nou die stem verander? Sal ek dit doen? Toe besluit ek om dit nie te doen nie, want hulle het my juist gevra vir my stem. En vir my, hoe ek in die spel kan kom en die nuances kan speel, is ek voel dit. Ja. Dis daar, die woorde is daar en alles, maar ek kan nie iets doen as ek dit nie voel nie. Is nie oortuig is daarvan. So Ja, presies. en daar's baie tegnieke. Ek is mal oor voice-overs en dubbing en sulke goeders, want jy kan mense iets laat voel sonder dat hulle een keer na jou kyk. So dis net 'n kraak in die stem. Dis so iets. So daar is tegnieke en jy kyk by party plekke, okay, miskien kan ek daai so speel want dit gaan hierdie emosie ontlok. Maar jy gaan met emosie, jy gaan met wat daar gebeur, want anders is jy nie oortuigend nie. Ek wil daarop uitbrei, presies op wat sy nou sê, is jy weet, een van die dinge wat my pa my geleer het van vroeg af al is jy kyk na jou karakter en jy sit 'n stem in die karakter, nie op die karakter. Ja. En dit gee vir jou outomaties daai gevoel, want op daai manier, ek meen Billy Bob Thornton het self gesê dat hy sy direkte woorde was, I will always play myself in everything. So en soos hy sê, ons is gevra juis vir ons stemme. So daar sal sekere mense wees wat miskien sê maar jy klink nie soos Billy Bob Thornton. Ons gaan nooit nie. Maar ek wil nie. Ek wil soos ek klink, maar as so wat Billy ook al gesê het, ek wil 'n stukkie van myself in daai karakter insit. Ek is nie Tommy Norris nie en ek is nie Billy Bob Thornton nie, ek is te wel. Maar as ek Tommy Norris sou gewees het, dan sou ek so wees. Daar moet tog egtheid wees, ekskuus om dit te onderbreek. Ek verstaan, want as jy nou maak of probeer Billy Bob Thornton se stem namaak vir hierdie karakter, gaan daar nooit egtheid in daai karakter wees nie. Dit gaan vreemd klink ook, Want nou hoe Americanise forceer jy dit. Afrikaans? Ja. Want nou forceer jy dit. Ja. Om 'n sekere manier te klink. Just doen dit net. Ja. Natasha, jy's nou al lank 'n formidabele stemkunstenaar, Moederhart, een van die Turkse goeters, Yes, om nou net 'n paar, een of twee te noem, dis nou maar nie daar's wat ander ook. Is daar goed waaraan jy terugdink, oorgeklankte reekse waaraan jy terugdink, wat jy gedink het, wow, daar was iets moois, wat nie noodwendig van jy betrokke was nie, maar goeters wat jy onthou, wat jy dink, wow, daar was 'n oulike storie geweest. En dit was oorgeklank en ons het daai aanvaar as die standaard stem. Ja. Ek dink wat is dit Miami Vice of wat was dit oorgeklank was. Toe ek die eerste keer die Engelse Don Johnson se stem hoor, dink ek nee. Dit klink verkeerd. Wys die Wimp se stem, daar's 'n regte man gehad. Ja, was daar reekse wat jy kan terugdink en dink daai was mooi. Ja, ek het 'n reeks gedoen so 2 jaar terug en dit was Meksikaans geweest of Brasiliaans, so ietsie. En die karakter wat ek gespeel het, soos wat ek kyk, dit was soos 'n masterclass, nê? Wat ek kyk en ek gaan, ek gaan daai enetjie onthou. Ja, dit gaan werk daar. So die hele tyd is daar die interaksie en jy kyk en jy leer soos wat jy aangaan. En ek dink baie terug daaraan en dan dink ek myself, ja, daar het jy gegroei, want as ek nou kyk na wat ek nou doen en ek gaan terug toe ek net begin het, daar's so 'n verskil, want nou het jy so baie gedoen, so jy verstaan baie meer van die tegniek en jy's baie meer gemaklik. En soos wat de Waal sê, jy vat 'n deel van jouself. Ja. Die karakter is klaar daar. It's already been created. Ekskuus dat ek nou Engels hier ingooi. Die karakter is daar. So voel dit net. Dis al wat jy hoef te doen. Dis reeds 'n uitdaging want as jy nou net kyk na oorspronklike karakters soos wat Billy sê kyk na Tommy, hy kyk net na die teks. Ja. En hy kon dit iets van homself daar outomaties daar sit en hy kon dit create basies, jy weet, of skep, laat ek dit so stel. Met die oorklanking sit jy met daai uitdaging, jy het nou 2 om te volg. Die oorspronklike karakter en dan ook die akteur wat dit gedoen het. Ja. So nou moet jy daai middeweg kry tussen die 2 en nog steeds ietsie van jouself daarbey kan insit om iets anders te skep. En ek dink dit is wat baie mense miskien as hulle so na die program gaan kyk, gaan hulle 'n fout maak. Vat dit vir wat dit is. Moenie dit probeer vergelyk met die oorspronklike nie. Kan nie. Dit is in jou moedertaal en dit daar is obviously die skerswoorde en al daai tipe dinge tussendeur en natuurlik soos jy genoem het die warm oomblikies ook. Kyk as Angela eers daar in haar bikinis Dan weet jy. Ek is gou nuuskierig, hoe lank vat dit vir julle om so 'n reeks klaar oor te klank? Van begin tot wanneer julle begin na teks skryf het, as julle die eerste keer ingaan. Hoe lank vat dit om 'n reeks te voltooi? Hierdie was baie vinnig geweest, nee. Ons het hom basies afgehandel in 2 weke. Ja. Okay. Vir die 10 episodes. So dit is nogal druk. Al die akteurs is ook maar besig so om almal bymekaar te kry
en al jou skedules en so aan uit te werk en so, en is 'n bietjie van 'n uitdaging partykeer. Maar ja, die mense is besig en as jy net vir jou jammer, dan kan nie inkom nie. So Okay. maar ja, dit is 10 weke dit wil gedoen wees. Baie dankie dat julle draai 2 kom. weke. 2 weke vir 10 2 weke vir 10 episodes. ja. Kom Baie aan man, dankie. ons werk hard. Vinnig. Dankie julle draai kom maak het voor. Dankie vir die vroeë oggend en ons sien baie uit na om te hoor hoe klink Landman, nie Landman nie, Landman. Dankie vir Want ons hoop die julle. mense geniet dit en ek is seker daarvan hulle sal. Absoluut gaan dit geniet, want dit is in jou taal. So Ja. nou voel dit nie meer soos 'n storie wat daar is nie. Ja. Dis hier, want jy kan vereenselwig met die karakters. En dit gaan ook oor die grond en die bloed en die sweet. So dis ja, dit speel in Texas af, maar hier dis ons. Ja, Mense Suid-Afrikaans is veg alles vir gewoond. vir hulle voortbestaan. In 'n uiters moeilike situasie. Daarmee kan 'n mens assosieer. Ja, kyk gerus Landman eersdaags op Kyknet. As jy dit nie gesien het op Mnet is dalk beter, dan is hierdie die show soos hy moet wees vir jou in Afrikaans. Dis dan Natasha Jacobs en De Waal stem dit vanmôre hier in die ateljee. As ons terugkom net vir tensiebreek, dan's ons weer die kombuis saam met Karen en ons maak hy plaat koekie besigheid met allerlei toppings op.